Baie welkom by KSM. Ons staan vandag by die temastil Ek alleen, goed genoeg vir God. Ons reis saam met Elia in 1 Konings hoofstuk 19. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons ook nou na U toe kan kom wanneer ons U woord ter hand het. Gebruik U woord vandag as 'n gids, as 'n riglyn, as 'n padwyser, as die volle waarheid. Lei ons op so 'n manier, Here, dat ons oë sal oop wees en ons harte sag. Laat U naam verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek alleen genoeg vir God. Ons staan stil by 1 Konings hoofstuk 19 as ons preekteks. Die verhaal van Elia, die man van die Here. Die man wat gister in 1 Konings 18 nog groot dinge vir die Here gedoen het. Wat sy hoogtepunt, sy toppunt van sy profetiese loopbaan eintlik die dag tevore bereik het. Wanneer hy die profete van Baal daar by Karmel op hulle plek gesit het. Maar dit is gister en vandag is vandag. En Elia is soos die liedjie lui, yesterday's hero, soos ons gou agterkom. Want, en ek lees saam met jou 1 Konings 19 vanaf vers 1. Agab het vir Isebel vertel, Agab is die koning van Israel, het vir sy vrou Isebel vertel wat Elia alles gedoen het en dat hy ook al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. In een oomblik is gister en vandag. Dis die lewe. Jy staan een dag op en alles is anderster. Jy dink jy is op die kruin en môre is jy onder die pyn. Jy dink jy leef en môre is jy aan die beef en aan die vlug. Dis Elia. En Elia is geen liggewig nie. Hy is die profeet onder die profete. Hy is die profeet wat saam met Elisa genoem word man van God. Hy is die profeet wat saam met die groot wetgewer Moses aan Jesus verskyn op die berg van verheerliking. Maar dit is gister se vergete nuus. En vandag is daar 'n nuwe dag en dit is vlugdag. En Elia is baie vlugfiks. Jy sien dit as hy hardloop, die afstand van Karmel tot waarna hy op pad is in Berseba in Juda. Kyk, as daar een ou is wat kan hardloop, dan is dit Elia. Hy is vlugfiks. En toe hy daar kom by die woestyn, toe kom hy agter sy slaaf is nie so vlugfiks en hy los vir hom net daar. Miskien het hy die verkeerde tekkies aangegaan, mense sal nie weet nie. Maar feit bly, die slaaf is nie so fiks om te vlug soos sy leermeester nie, en as 'n mens vlug, is dit elkeen vir homself. Het jy al gesien, vlugtelinge voel niks meer nie, hulle het alles verloor, so voel hulle. Daar is net een teiken, ek moet wegkom van waar ek is. Soos baie mense oor die land voel, of oor die lewe voel, of baie mense hierdie tyd van die jaar voel. Hulle praat van hierdie tyd in Engels, noem die ouens dit silly season. Mense is moeg. Mense is tot die dood toe moeg. Het jy ook al agtergekom, mense kyk jou skeef aan as jy nie moeg en uitgebrand is nie. As almal jou vertel, hulle gaan met vakansie, en jy gaan nie, dink hulle nou, wat is fout met jou? Dat jy nie in Desember moeg is nie, jy moet Kaap toe, of ek weet nie waartoe nie, jy moet net wegkom van Gauteng af, jy is moeg. Dis die storie van baie se lewe, maar op 'n ernstiger noot is dit die dieper storie. Dat 'n mens voel, jy wil partykeer net wegkom, hoe sê hulle, van dit alles.
Soos wat die ou strokies karakter van wel eer Popeye gesê het in sy mooi Engels, "That's all I can stand no more." Voordat hy vir Brutus geslaan het. I can stand no more. Uitgebrand, moeg. Maar die storie gaan aan. Elia vlug woestyn toe. Dis nie 'n goeie plek nie. Party ons gaan dan maar Amerika toe, dalk is dit ook die woestyn, hoe sal ons weet. Maar party ouens vlug. En die woestyn is nie 'n goeie wegkruipplek nie. Jy kan 'n rukkie daar uithou. Maar woestyn is nie eintlik 'n plek waarheen jy wil gaan as jy wil bly nie, maar dis waar Elia hom bevind. En dan gaan die storie aan, vers 4. Hy het 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan, daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy en hy daar onder 'n besembos aan die slaap geraak. Elia se laaste woorde, so dink hy, dit is genoeg. Genoeg is genoeg. Baie keer as mens in die Maas sal dit baie goed weet, as jy in 'n winkel instap en jy koop iets, veral as jy melk en brood koop of vleis of so iets, dan kyk jy gou-gou op die pakkie, wat is die vervaldatum? Engels sell by, best before. Want jy weet as daai datum oorskry is, dan is die produk, hoe sê hulle, nie meer vars nie. Baie mense het 'n vervaldatum, hulle het dit nog net nie agtergekom nie. Jy ruik dit aan hulle is by die sell-by date verby. Jy hoor dit hoe hulle praat, hulle is miwerig en stowwerig en bietjie goor. Hoe het een van my ou vriende op universiteit gesê, coffin dodgers. Ek weet nie wat dit is nie, maar dis dit. Maar jy ruik dit aan hulle. Jy voel, hulle het nog nie agtergekom, hulle het hulle vervaldatum bereik nie. Elia is daar. Hy het sy vervaldatum bereik. Sy lewe soos dit is, het geen hoop en betekenis nie. Hy is in die woestyn. En al wat vir hom oorbly met hierdie pyn, is dat hy moet doodgaan. Neem my lewe, Here. Ons sing dit graag. Neem my lewe, Here. Laat dit meer en meer in U gewy wees. Elia sê, neem my lewe, Here, punt. En die Here sê, en? Hy sê, en niks, neem my lewe. Dis nie net die man van God wat dit sê nie. Job, in Job 3, vervloek sy geboortedag. Hy sê, Here, ek moes nie eers gebore gewees het nie. Jeremia het dieselfde nik. In Jeremia, ek dink 15 onder andere, hy het so hele paar keer sulke uitbarstings aan die begin van sy profetiese bediening. Dat hy vir die Here sê, ek kan nie meer nie. Ek het nie opgeteken hiervoor nie. Ek het opgeteken vir daai lewe, soos wat die Walt Disney flieke sê, die oues in elk geval, and they lived happily ever after. Dat wanneer die Here praat, is alles reg, en Here, dit is nie reg nie. Ek kan nie meer nie. Is nie net die einde van die jaar giere nie, Here, ek kan nie meer nie. Die laste, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer lewe nie. Rukkie terug, het ons by Jona stil gestaan in Jona 4, wat 3 keer vir die Here in Jona 4 sê, U sal moet kies, Here, maar iemand gaan vandag dood. Dis of Nineve of ek, maar vandag gaan daar bloed loop, want ek kan nie meer lewe nie, Here. As jy hulle laat lewe, kan ek nie lewe nie. Partykeer voel selfs God se mense so, kan jy, soos my oupa gesê het, onder die klank van die woord sit, maar dit maak jou niks. Dit maak jou niks. Want jy weet wat jy voel, en jy voel nie goed nie. Genoeg, Here, genoeg. Skryf die grafopskrif. Daar lê die man van God wat toe gevlug het en hom doodgehardloop het. Laat dit maar wees. Laat hulle maar vertel, hy het ook sy oomblikke gehad, maar laat my laaste oomblikke maar die storie wees. Doodgevlug, onder die besembos, die doodslaap geslaap. Die verhaal is nie verby nie. Vers 5. Hy daar gaan lê en aan die slaap geraak, toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet.
Nou, ons ken die uitdrukking wakker skrik. Dis wat dit beteken, as jy jouself wakker skrik. Mens wil graag rustig wakker word. Maar as jy wakker skrik, dan is daar moeilikheid. En hy lê in die doodslaap, en hier volgende staan daar 'n engel, en hy dink seker vir 'n oomblik, dis die doodsengel, wat in die Joodse apokaliptiek 'n sekere naam het. Die Jode het 7 beskermengele geken. Miskien dink hy dis die doodsengel Shemuel wat opgedaag het, maar hoe dit ook al sy, hy skrik om wakker. Maar ek dink hy skrik nog meer vir die Engelse woorde, en dan het hy onmiddellik 'n troos: eet. Want miskien onthou Elia wat in die ou dae toe daar nog teregstellings was, doodsvonnisse was daar mos die gebruik dat iemand in die dodesel die laaste ete kan eet. As jy op death row is, soos die Engelse sou sê. En Elia dink dis dalk die hemelse laaste guns aan hom. Goed Elia, jy het nou jou vervaldatum bereik, ons stem saam met jou, jy is nou useless, useless, né? Ons kan jou nou nie meer gebruik nie, want jy het mos nou besluit ons kan nie, so kom ons gee net vir jou 'n lekker maaltyd en dan gaan jy. Maar die volgende woorde van die engel ruk hom. Want die pad is nog lank, Elia. Die pad is nog lank. Daar lê nog pad voor. Hierdie is nie jou laaste maaltyd op death row nie, Elia. Hierdie is lewenskos. Hierdie is lewenskos. Wanneer die Here jou in jou doodslaap wakker maak, sê die Here vir jou eet. Want die pad lê voor, die pad is lank. Jy besluit nie. Soos Jeremia in Jeremia 15 gedoen het, toe hy vir die Here gesê het, U het my bedrieg, Here, vervloek is my geboortedag. U het gesê die mense gaan luister, en nou is hulle koppe van klip en hulle harte ook, hulle luister nie, ek moet eenkant by die vuur sit, en die res gaan aan in hulle sonde. Here, dis nie reg nie, ek is klaar. En dan sê die Here vir hom, Jeremia, jy moet een ding baie mooi verstaan, met wie jy te doen het. Kan ek dit in Engels sê? Die Here wil vir hom sê, I do the hiring and the firing, nie jy nie. Wanneer hy afgedank word, sal ek daaroor besluit, jy sal nie vir my jou bedankingsbrief uitskryf, wanneer jy sê die pad is te swaar nie, los dit by my, ek is die Here. So wanneer jy vir my sê, genoeg is genoeg, dan bring ek dalk vir jou lewenskos. Dan maak ek jou wakker in jou doodslaap, in jou hopelose slaap, in jou moedopgee slaap, in jou dis klaar met my slaap, en 'n engel van my daag op moet sê, eet. Dan gebeur 'n wonderlike ding. Elia sien toe hy opkyk, sien hy by sy kop vers 6, roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water, dis wonderlike kos in 'n woestyn. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Hy het gedog, sjoe, dis 'n lekker doodsete, hy het nie mooi gehoor nie. En dan gebeur daar 'n mooi ding, die engel het 'n tweede keer na hom geskit en gesê, word wakker en eet. Daar's seconds, Elia. Wat verstaan jy nie van die Here nie? As die Here vir jou kos gee, gee nie vir jou doodskos nie, hy gee vir jou lewensete. Hy's die brood wat lewe gee, onthou jy Johannes 6? Soos Jesus gesê het. Wanneer jy by sy ete aansit, is daar lewe en hoop en krag. En dis hoe Jesus altyd maak as hy kos maak. Markus 6 of in Markus 8, as hy die brood breek, is altyd oorvloed. Jesus is die God van te veel. Dis wat Paulus vir die mense in die Efesiërbrief skrywe, dat God ons oorstroom. God is nie in die Halleluja lied besigheid van reeds val die druppels gedurig nie. God is in die oorvloed besigheid. Waar God gee hy te veel. Is dit nie Paulus wat uitroep in Efesiërs 1 in sy loflied? Hy het ons geseën in oorvloed met elke seën wat daar in die hemel is nie. Hy het ons uit sy rykdom geseën. O, God is ryk in sy jammerhartigheid, skrywe Paulus. Hy weet dit, God gee te veel. God is in die oorvloed, in die oorstroming, in die genade. En daarom daag God op by sy stikkende, yesterday's hero profeet en sê, neem eet, die pad lê voor. En toe eet hy. Want God wil hê jy moet stap. En hier's die verrassing. God wil Elia by Horeb hê, by die berg van die Here.
Nou dit word in die Ou Testament en Horeb en Sinai genoem. Party ons sê dis 2 berge, maar dit lyk vir ons duidelik dis dieselfde berg. En Horeb is tot op daai stadium die belangrikste plek om God te ontmoet. God het afspraak met jou, Elia. Jy dink jy's gister se held. God het 'n toekoms vir jou. Soos wat God met Moses gepraat het, onthou jy Elia, en dit is ingegraveer in Israel, hoe God met Moses gepraat het, wil ek jou op dieselfde plek kry. Daar waar ek my hart, myself bekend maak, was dit nie Moses in Eksodus 33, wat daar by Horeb, by Sinai, soos hy dit daar noem in die Eksodus boek, God ontmoet, wat daar in vers 18 van Eksodus 33 vir die Here vra, Here, mag ek net u heerlikheid sien? Moses het God ontmoet, Elia, daar wag 'n verrassing op jou. Jy dink is klaar, God stem nie saam nie, en dan loop hy, ons lees in vers 8, toe staan hy op, so mooi ding ten minste, as jy kan opstaan uit jou stikkendheid, uit jou moedeloosheid, uit jou teen die planke weesheid. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring, toe het die woord van die Here tot hom gekom en gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord, ek het met my hart en siel, het ek my gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te kom bring, om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit, gaan staan op die berg voor my, ek, die Here, wil verbygaan. So, God daag op, God is oral, maar hy daag op by die berg, soos wat hy hom aan Moses bekend maak, ek die Here wil verbygaan, soos hy in Eksodus 33 vanaf vers 18 voor Moses verbygegaan het, wil ek voor jou verbygaan, wil ek my almag as die almagtige God vir jou wys. Ek daag op in jou spasie om my almag te wys. En iets wat Elia nog nie mooi verstaan nie, wat baie van ons nie mooi verstaan nie, ons kom nie uit ons klaarmodus uit nie. Ja, ons voel so bietjie beter, sê nou maar na 'n preek of na ietsie, maar ons bly maar aan klagte modus, ons bly maar aan vervaldatum besigheid. Ons leen ons ore uit vir almal wat klaar en moeg en uitgebrand en oor die muur en omgesukkeld en kwaad is. En Elia vertel dit ook vir die Here, net ek alleen het oorgebly. Dis nie asof dit nou God bekommer nie. Dis nie asof God so bekommerd is soos as ons baie keer hoor, alles is klaar en alles is stikkend en waar gaan alles heen nie. En die Here sê, maar ek het medisyne. Ek sal my heerlikheid aan jou wys en alles sal reg wees. Ek het nie 10 stappe, 5 antwoorde, 5 groot probleemoplossings vir Suid-Afrika of vir die wêreld nie, want as daar was, sou daar al gewees het. Maar ek sal dat jy my vind. En in die vind, soos Paulus skrywe vir die Filippense, sal jy die vrede vind, wat die verstand en die hart te bowe gaan, onthou jy Filippense 4, vanaf vers 6. Het is nie asof die Here Elia se bekommernis deel nie. Het is nie asof God bekommerd is as hy alleen oorgebly het. In elk geval gee God vir hom die feite, net daarna as hy vir hom sê, nee, daarom 7000 oorgebly, jou somme is ook maar sleg, as jy dink jy het alleen oorgebly. Maar dis mos wat mense dink wat by 'n vervaldatum is net ek. Kyk hoe gaan dit in die kerk, en kyk hoe gaan dit in die wêreld, en kyk hoe gaan dit daar, en kyk hoe gaan dit daar. Ons kan altyd die donkerte raak sien, en God sê, los dit nou maar vir my. Daar is 7000. Dit is altyd mense wat staan. Maar kom jy uit vers 11. Ek wil voor jou verbygaan. Ek wil my almag aan jou wys. Elia is op 'n reis van 'n groot held in 1 Konings 18, wat die profete van Baal op hulle plek sit vir altyd, wat God se eer voorop laat staan.
En toe sy gister sy held. En toe sy vlugfiks. En toe sy op sy sterfbed. En God sê, ek sal niks hiervan vat nie. Ek sal besluit wanneer die wedstryd verby is. Ek sal besluit wanneer die pad einde bereik het, nie jy nie. So, miskien aan die einde van 2025 met alles wat in die wêreld gebeur, en gebeur daar nie baie dinge nie. Ons leef in 2025 in die tyd wat daar sedert die Tweede Wêreldoorlog die meeste oorloë in die wêreld tans aan die gang is, waar daar die grootste hopeloosheid is, wanneer jy kyk na geestesgesondheid, die grootste tekens van depressie en uitbranding en selfdood ooit is. Wanneer 'n wêreld wat tegnologies gevorder het tot op plekke dat ons al biotechnologie het, waar ons al selfs kunsmatige organe kan maak en in mense inplant, waar die wêreld net op 'n plek is. En steeds aan die einde van 2025 is vrede 'n hersenskim. Ek herinner my altyd aan die verhaaltjie wat ek een keer gelees het van 'n ou wat by 'n kersspel gesit het, waar sy kind in die kersspel speel, en hoe die engele gesing het, Peace on earth, vrede op aarde, seker die woorde van Lukas 2, en hy vir sy vrou gesê het, if this is peace, give me war, want vrede is so ver. En Elia beleef het aan sy lyf, en dalk beleef jy dit ook, dalk is jy uitgeknikker op jou voete, dalk is jy op jou eie vlugtog weg, dalk lê jy onder jou eie bos, en sê ek kan nie meer nie, ek kan waaragtig nie meer nie. God kies altyd om te verskil. God se opinie is nie net 'n opinie nie, dis die waarheid. Jou en my opinie is 'n opinie wat dikwels gebaseer is op 'n bietjie feite, en partykeer is dit fopnuus wat ons feite is, of kunsmatige intelligensie wat vir ons sê, sien dit en dink so en praat so, want dit lyk vir my word ons nuwe gespreksgenoot. Maar vat jy God ernstig op, dan sê hy vir jou, ek het lewenskos vir jou. Ek wil jou by Horeb hê, ek wil jou by Golgotha hê, ek wil jou in Jerusalem hê waar ek my gees uitgestort het, ek wil jou by my hoogtepunte hê, nie by jou laagtepunte nie, want jy ontmoet God, wanneer hy die wet van Moses gee, dan sien jy wie is God. Jy ontmoet God, wanneer jy by Golgotha staan, en Christus sy lewe vir ons gee, dan weet jy wie is die God wat jy aanbid. Jy beleef God, wanneer hy sy gees op Pinksterdag uitstort, en die vuur en die krag van die gees brand, dan weet jy wie is God. Vandag so 2 weke terug, het ek met mense op die tweede sendingreis van Paulus geloop, met 'n groot groep mense. Het ons daar in Filippi gestaan in die Sondag by sy graf, by Paulus se graf in Rome. En dit was vir my persoonlik bitter roerend weer om daar te staan by die plek wat ons weet Paulus fisies begrawe is. En ek het vir myself gedink vir 'n oomblik, hier lê my aardse held wat duisende kilometers vir Christus geloop het. Maar sy laaste woorde was nie, ek is klaar en ek is uit nie. Hy het gesê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het vir Christus die fakkel gehou, die vlam gehou. En Timoteus gaan aan. Maar die evangelie is nooit uitgeknikker nie. En daarom Elia, jy en ek, Paulus, neem en eet. Ek wil voor jou verbygaan. Skielik, vers 11, was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing, vers 12, was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia die stilte hoor, is dit nie mooi nie, toe hy die stilte hoor. Mens kan ons nie stilte hoor nie, maar jy kan. Jy kan ons nie stilte hoor nie, dit is wat stilte is. Dis die verskil van stilte tot geraas, maar jy weet waaragtig wanneer jy stilte hoor. Al kan jy dit nie hoor nie, jy kan. Dis wat ons sê as ons daar in die bosveld sit en alles is so stil. Jy kyk net op en jy sien die sterre. Dis daai stilte wat jou so slaan. En Elia weet, ek is nie teenwoordigheid van die lewende God, want God praat elke keer anderster.
Met Moses het hy gepraat deur 'n brandende berg en vuur en swaal en mense het neergeval. Met Jesaja in Jesaja 6 het hy so gepraat dat Jesaja op sy knieë neergeval het. Met Petrus het Jesus gepraat deur die visse wat hy gevang het in Lukas 5 en hy het op sy knieë neergeval. Maar Elia, jy moet my in stilte hoor. Ek kan rotse breek, ek kan die aarde laat skud, ek kan weerligstrale laat dreun, ek kan wolke met my krag vul, maar Elia, ek is die Here wat in sagte stilte ook praat. Habakuk 2 vers 20 sê dit, die hele wêreld moet voor God stil wees, want hy is in sy heilige tempel. Bedaar. Hoe sê Psalm 46, raak nou vir my kalm en weet ek is die Here. Bedaar. Kom tot bedaring, Elia. Jy het lewenskos, ek is die brood. Nie 'n plan nie 'n oplossing nie. Ek nie vir jou 10 stappe en 'n klompie gebedsdeurbrake nie. Ek is die antwoord, Elia, om my te sien, om my te ervaar. En dan praat die Here weer met Elia en vra weer vir hom en hy herhaal sy woorde, Elia, wat hy maar vroeër herhaal het. Dan sê die Here vir hom, jy het my nou gesien. Draai nou in jou spore om, vers 15. Dis geweldige woorde. Hoe die spore gelyk van Elia tot nou toe? Wel 'n groot deel daarvan wou jy nie volg nie. Dit was woestyn toe, doodsplek toe. Jy wil nie agter iemand aanloop wie se beste plan is, ek gaan nou doodgaan nie. Dis nie jou rolmodelle nie. Maar Elia, draai om. Ek stuur jou op 'n lewenspad terug. Jy het gedink dis 'n koelde sak, 'n doodloopstraat. Elia, ek die Here sê, jou lewe is nie verby nie. Gaan salf 'n nuwe koning. Gaan stel Elisa aan. Elia, jy is op my pad. Jy sê dis 'n doodloopstraat, jy sê jou lewe is sinneloos. Miskien het ander mense dit vir jou besluit teen Suid-Afrika. Miskien het 'n werk dit vir jou besluit, miskien het jou familie besluit jy's oorbodig, miskien het vriende jou afgeskryf. Dis klaar met my, ek kan nie meer nie. Wat sê God? Ek wil jou op Horeb ontmoet. Ek wil jou by Golgotha ontmoet. Ek wil jou op Pinksterdag in Jerusalem hê. Ek sal besluit. Ek sal sê, nie jy nie. En dan draai hy in sy spore om en die pad waarop hy stap is met een se pad wat bestrooi is met lig en met lewe en met hoop. Jy kan in jou bestaande omstandighede omdraai. Nog altyd doen die Here dit. Het hy dit nie gedoen met die herders, onthou jy in Lukas 2? Daar van die skape af waar hulle gekom het, toe hulle die rigtingwysers gekry het, waar's Jesus? Het hulle op dieselfde pad teruggestap. Maar hulle het nuwe musiek gehad. Hulle het 'n nuwe lied gehad op hulle lippe. Vandag is daar vir ons gebore in die stad van Dawid, saam met die engele wat dit gesing het, Christus die Here. Hulle het 'n nuwe lewensplan gehad om oor Jesus te sing en hom te loof. Want dis wat 'n ontmoeting met die Here met jou doen in een oomblik. In een oomblik verander jou moedeloosheid, jou hooploosheid, jou stikkendheid, jou ek is uit, jou ek het genoeg gehad, tot ek het die Here gesien. Ek het sy hand op my skouer gevoel. Hy het met my gepraat. Hy het my kom haal in die diep donker. Hy het my kom haal in my stikkendheid. Hy het hom ontferm oor my toe ek neergeval het in my eie gemors. Hy is daar. Daarom, ek kan saam met Elia terugstap. Draai in jou spore om. En gaan terug na die Damaskus woestyn toe. Maar nou stap jy deur die woestyn, Elia. En jy gaan versprei my hoop. En so het Elia geloop en hy het sy pad gedoen vir die Here. Sy goeie pad. Hier is ons. Dis 2025 se einde. Dis hierdie tyd van die jaar dat ons almal 'n bietjie die laste voel. Maar dat ons ook nodig het om Jesus se las van Matteus 11 te hoor. Wat hy met ons deel. My las is lig. Kom na my toe. Kom na my toe. Kom na my toe.
En ons wat saam met Elia wil sê, dis nou genoeg, neem my lewe, dat ons nog 'n refrein kan sing, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees. Meer en meer. Hoe wonderlik, dat jy op hierdie oomblik ook onder die besembos kan lê en sê, dankie Here vir lewenskos. By Horeb kan opdaag en sê, Here, vanoggend het ek op 'n manier U gesien, by Golgotha se kruis 'n draai kan maak. En by Pinksterdag in Jerusalem. Kom ons draai om in ons voetspore. En ons gaan leef, want vandag het die Here opgedaag met lewenskos. Hoor die woord van die Here. As 'n paar oomblikke van stil gebed. Kom ons raak vir 'n paar minute stil voor die Here. Liewe Here, as ek so saam met Elia reis, van sy groot heldhaftige dag in 1 Konings 18 tot by gister se held, dan verstaan ek. Partykeer voel ek in die pad en nutteloos en oorbodig. Partykeer wonder ek, wat maak ek hier? Hoekom is ek nog hier? Partykeer wil ek saam met Elia uitskree in my hart, dis nou genoeg, Here. Kan nie meer nie. En ek verstaan wanneer hy daar in die sterfposisie lê onder die besembos. Ek verstaan, Here. Maar dankie dat die engel opdaag, nee, dat die Heilige Gees opdaag met lewende kos. Gee dat ek ruim sal eet. Here, dat ek 'n tweede porsie selfs vandag sal eet. Dankie dat daar by U altyd 'n tweede porsie is, nog is. Breek lewende brood met my, Here. Versadig my, ontmoet my op nuwe maniere en dankie vir elke Horeb, dankie vir elke Golgotha, vir elke Pinksterdag. Dankie dat vandag so 'n dag is. Laat ek omdraai in my voetspore en dat die voetspore wat ek trap dieper afdruk sodat ander mense 'n lewenspad het om te volg. Dat my woorde van nou af 'n bietjie meer hoop sal hê, dat daar 'n regopper loop sal wees omdat ek saam met die Here loop. Dat daar krag sal wees. Kom Here, ken U self in my lewe. Gee dat uitbranding en moedeloosheid en genoeg en dat ek op is met die lewe nie meer my woordeskat sal wees nie. Maar dat ek die Here se stem gehoor het, dat dit 'n refrein sal wees. Dat ek die Here in geloof gesien het. Dat ek toe by Horeb was. Daar waar God met Moses en Elia en ook met 'n sterfling soos ek praat. Dat ek by Golgotha was, daar waar Paulus gestaan het in die geloof en die apostels en al die Christene deur al die eeue staan in die geloof en ek ook. Dat ek by die uitstorting van die Gees was, daar waar U krag teen stormsterkte, windsterkte losgelaat is. Ek staan daar, Here, dis my geskiedenis, dis my getuienis. Daarom draai ek om in my spore om U te dien. Hier is ek, Here, in Jesus se naam. Amen.